As ek jou 'n eenvoudige vraag moet vra, hoe lyk liefde regtig? Nie hoe voel dit nie, nie wat ons sê dit is nie, maar wat dit doen. Want die meeste van ons dink, ons weet wat die antwoord is, totdat ons in die middel van 'n frustrerende oomblik sit, 'n moeilike gesprek, of 'n verhouding wat ons iets kos. Skielik pas dit wat ons glo oor liefde en dit wat ons eintlik sien, nie meer by mekaar nie. Die waarheid is, ons is gevorm deur baie verskillende weergawe van liefde. Familie, kultuur, sosiale media, dit alles het 'n prentjie in ons gevorm van hoe liefde in die regte lewe lyk. So voor ons praat om iets te verander, voor ons praat om dinge anders te doen, moet ons eers kyk, eers aanskou. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Alicia Badenhorst en ek is van die Doxodeo Warmer Campus hier in die winderige stad van Port Elizabeth. En vandag begin ons workout. Ons kyk na die eerste proses, aanskou. En nie net om alleen te kyk nie, maar om saam te kyk, in vennootskap, in partnership, met die Heilige Gees en met mekaar. Kom ons gaan terug na hierdie skrifgedeelte toe. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. 2 Korintiërs 13:13. Hierdie is nie sommer net 'n mooi seënwens aan die einde van 'n diens nie. Dit is 'n prentjie van die lewe waarna ons genooi word. Dit is die padkaart van vorming, 'n lewe waar Jesus se genade jou herstel, die Vader se liefde jou anker en die vennootskap van die Heilige Gees jou vorm. Soos ons laas jaar gesien het, Jesus is die gesalfde koning. Hy wys nie net vir ons wat God doen nie, hy wys vir ons wie God is. En die liefde wat hy wys, is nie sommer net emosionele liefde nie. Dis nie 'n romantiese solank as wat ek so voel tipe liefde nie. Dit is 'n verbondsliefde. Dit is 'n liefde wat verbind, 'n liefde wat bly, 'n liefde wat nie soek vir exit signs nie, selfs wanneer dit baie kos. Maar hierdie liefde was nooit bedoel as 'n solo performance nie. Paulus noem dit koinonia van die Heilige Gees. En in ons moderne wêreld dink ons gemeenskap of fellowship as koffie en geselsies. Maar koinonia gaan soveel dieper. Dit beteken gedeelde lewe, 'n shared life, 'n vennootskap. Dit is waar die Heilige Gees ons aan mekaar weef. Sien, verbondsliefde het 'n houer nodig en daai houer is gemeenskap. Dis in die gedeelde lewe, die soms morsige, ongemaklike tye saam ander. Dis waar die Heilige Gees sy diepste werk doen. Hy vorm jou nie net in jou stilte tyd agter 'n toedeur nie. Hy vorm jou in die kombuis, in die hospitaalkamer, in die moeilike gesprekke. Die Nuwe Testamentiese woord vir hierdie werk van die Gees is energizing. In 1 Korintiërs 12 verduidelik dit dat die Gees is wat hierdie liefde in ons bewerk. Hy gee die innerlike krag om die swaar goed wat ons in ons gedagtes dra neer te lê. Oor tye verander hierdie vennootskap met die Heilige Gees dit wat jy dra wanneer jy by 'n vertrek instap. Jou manier van teenwoordig wees. Dink aan mense wat regtig hierdie liefde uitleef. Wanneer jy by hulle sit, voel jy die skuif in die atmosfeer. Dis soos 'n huis waar iemand vars brood of koekies bak. Dis so lekker. Die geur hang in die lug, lank nadat die oond afgeskakel is. Ons moet besef dat hierdie liefde waarvoor Paulus praat, 'n atmosfeer skep. Die lieflike geur van liefde van die Heilige Gees in en deur ons energize. Wanneer jy kies om teenwoordig te bly by 'n vriendin wat die 10de keer haar hart uitstort, of om 'n vriendin te vergewe wat jou oorgesien het, bak jy liefde
in jou karakter in. Dan is jy nie net iemand wat oor Jesus praat nie, maar jy begin word wat soos hy ruik. Jesus se geur versprei. Jy word die atmosfeer van die koninkryk. Maar kom ons wees eerlik. Liefde klink pragtig in teorie. Jy voel soos 'n geloofsreus tydens jou stilte tyd met 'n warm koppie koffie en die Bybel in die ander hand. Maar dan, poef, jou kleuter gooi sap oor jou uit, nadat jy 3 keer gewaarsku het. Of jou baas stuur daai ons moet praat e-pos. Of 'n vriendin maak 'n passive-aggressive opmerking op daai WhatsApp chat. En in daai split sekond voel dit of die spiritual weergawe van jou verdamp. En dis presies waar Koinonia begin. Dis in die wrywing van 'n Dinsdagoggend, daardie presiese oomblik waar die Heilige Gees sê, kom ons werk aan wie jy regtig is, en nie die koffiewinkel weergawe van jou nie. Maar hoekom is dit soms so moeilik vir ons? Want liefde confront jou survival mode, die ou mens. En die meeste van ons dra swaar verdedigingsmeganismes en van ek eers te denke, so swaar klere wat ons aantrek. Want ons is bang dat as ons nie na onsself kyk nie, gaan niemand nie. En ons sal meer oor hierdie praat in die volgende video. Maar ons moet besef dat hierdie verdedigingsmeganismes dikwels nie net 'n persoonlike keuse is nie. Dit is deur generasies gevorm of het gevolg van ons kultuur ontstaan. En hier is die gevaar. Wanneer jy hierdie swaar klere van survival ronddra, kyk jy na alles en almal deur daai lens. En dit vorm jou verhoudings. Jy sien nie meer vriendinne nie, jy sien bedreigings. Jy sien hulle sukses as jou mislukking. Jy sien hulle behoeftes as 'n drein op jou beperkte hulpbronne. Jy kan nie die uitmuntende weg ervaar terwyl jy die telkaart vashou nie. Ek het 'n vrou geken wat die meester van polite distance was. Sy was die eerste een wat kos gebring het as iemand siek was. Maar die laaste een wat sou erken, sy sukkel self. Sy het gedink sy sterk, maar die Heilige Gees het vir haar gewys, dit wat sy sterk noem, eintlik selfbeskerming is. Sy het op 'n stadium iets so eerlik vir my gesê, ek weet hoe om mense lief te hê, maar ek weet nie hoe om hulle toe te laat om my lief te hê nie. En dit was die draaipunt, want om liefde te wees, moes sy bereid wees om haarself te ontbloot, eerlik met haarself en ander te wees. Dit herinner my aan 'n TV-program wat ek en my kinders saam gekyk het oor die Navy Seals. Terwyl die Navy Seals deur strawwe voorbereiding en opleiding gaan, word hierdie gesegde by hulle ingedrul. Strength is not found in independence, but in interdependence. Koinonia, gedeelde lewe, 'n lewe saam met die Heilige Gees en partnership met die om ons. Kom ons pause hierdie video en antwoord hierdie vraag. Dink aan iemand in jou lewe wat hierdie geur van Jesus dra in die manier hoe hulle liefde teenwoordig is. Wanneer jy by hulle is, wat doen hulle dat hulle in hierdie oomblik eerste in jou gedagtes nou verskyn het? Deel een woord of 'n kort storie met die persoon langs jou. Ons kultuur het ons geleer om alleen te glo. If it's real, it should be effortless. Ons dink as ons aan liefde moet werk, is dit nie authentic nie. Maar niks wat waarde het, werk so nie. Huwelik, ouerskap, fiksheid, niks daarvan is effortless nie. So hoekom sou die kragtigste ding in die heelal, die liefde van God, iets wees waarin ons net per ongeluk val en nie effort in sit nie? Paulus vergelyk die lewe met 'n wedloop. Dink net hoe 'n atleet voorberei. Dit herinner my aan 'n storie wat ek lank terug gehoor het. A young violinist who once asked a master violinist, "How do I play like you?"
The master replied, "Practice." The student said, "How long?" The master said, "Until that music is no longer something that you perform, but something that flows through you." Soos daardie gesegde van Dallas Willard wat ons so baie quoteer, sê, "Grace is not opposed to effort, but it is opposed to earning." Dink aan iemand wat by die gym aansluit. Hulle betaal die fooi, maar hulle gaan nooit nie. Is hulle lid? Ja, hulle is. Word hulle liggaam getransformeer? Nee, hulle doen nie. Sien, grace gives you that access, but effort activates the transformation. Jy werk nie vir God se liefde nie, dis earning. Jy werk saam met God se liefde, dis effort en vorming. As jy nie transformasie sien nie, is dit dalk omdat jy jou lidmaatskap verwar met die workout. Transformasie vra dat jy eintlik die gewigte van vergifnis en die resistant bands van geduld optel. Maar hoe doen ons dit? Die skrif gee ons hierdie wonderlike groot belofte. Ons het die denkwyse van Christus, the mind of Christ. Dit beteken jy is nie vasgevang in jou survival denke nie, of jou default denke nie. Daar is hierdie oomblik, the pause, tussen die koffie wat gemors het en die ongevoelige opmerking en jou reaksie. Die meeste mense reageer sommer onmiddellik, maar as ons leer om net eers te pause, tree die gesindheid van Christus na vore. Die gees van God is gedurig besig om ons ou denkpatrone te ontvorm. In daardie pause oomblik word hierdie liefde moontlik. 'n vriendin van my het altyd gesê, choose to respond and not to react. Vandag kyk ons in die diepte na die eerste proses van hierdie workout, aanskou. Wat jy aanskou, word jy. Die menslike hart is soos 'n spieël. As jy sosiale media aanskou, reflekteer jy vergelyking. As jy jou vrese aanskou, reflekteer jy angs. En wanneer ons Jesus aanskou, hou ons op om te react op die wêreld en begin ons respond op sy gees. Ons kyk na hom tot sy beeld vir ons meer word as ons eie onsekerhede. Ons aanskou hom in 3 lae, die persoon, nommer 1. Wanneer jy hierdie gedig van 1 Korintiërs lees, liefde is lankmoedig en vriendelik, skuif ons van die bladsy na die persoon toe. Waar was Jesus geduldig? Kom ons dink. Ons kan dink aan die keer toe hy die 5000 moes gevoed het, en net daarna sit hy met die disippels in 'n boot, en hulle stry wie het vergeet om die brood saam te bring. Jesus sit net daar, reg by hulle. Hy het nou net gewys, hy is die bron van alles, maar hulle beklei oor 'n inkopieslys. En Jesus verloor nie sy humeur nie. Hy vra hulle vra om hulle te help onthou. Hy wag vir hulle harte om by te kom. En dit is long-suffering, lankmoedigheid van Christus. Tweedens, die vennootskap, the partnership. Ons vra die Heilige Gees, wys my Jesus se geduld nou, en hoe verskillend sy manier van die wêreldsinne is. En derdens, kyk ons na die mense en die gemeenskap om ons, so wanneer ons Christus saam aanskou, begin ons sy geduld sien in die persoon wat oorkant ons sit. Ons verander nie deur om harde te probeer om liefdevol te wees nie. Ons verander deur die een te aanskou wat liefde is, totdat sy manier van liefde meer aanloklik word as die manier van onsself beskerm. Kom ons pause hierdie video en antwoord hierdie vraag. Dink aan jou tipiese Dinsdagoggend morning rush. Wat is die een ding wat gewoonlik maak dat jy jou spiritual self verdamp? As jy môreoggend the mind of Christ in daai oomblik innooi, wat is die een ander gedagte wat jy kan kies? In 1 Korintiërs 13 skryf Paulus nie sommer 'n gedig vir 'n troue nie. Hy beskryf 'n uitnemende weg om mens te wees. Agape liefde is nie 'n emosie nie, dis 'n werkwoord liefde. Liefde is 'n doen-ding. So in julle groepe vandag gaan julle 'n aanskou legkaart doen. Julle gaan die eerste 2 werkwoorde neem van hierdie gedig, geduld, lankmoedigheid en vriendelikheid,
en ons gaan Jesus aanskou. Julle gaan 2 vrae antwoord in jou groep. Waar het ons gesien Jesus doen? Geduld en vriendelikheid, die Jesus-patroon, en hoe verskil sy manier van die wêreld en die kultuur rondom my? Kom ons aanskou hom. Ons het begin met die seën van 2 Korintiërs 13:13, genade, liefde en vennootskap. Wat ons vandag gedoen het, is eenvoudig. Ons het aanskou om Jesus te aanskou, nie net in woorde nie, maar in wat hy gedoen het. Sy geduld, sy vriendelikheid, sy manier om na mense toe te beweeg onder druk. En saam met dit het ons gekyk na die patrone rondom ons, die manier hoe die wêreld reageer, dit wat ons almal gevorm het. Miskien het dit duidelik geword dat dit nie net klein verskille is nie. Dit is 2 totale verskillende maniere van mens wees. Maar hier is dit wat saak maak. Jy het dit nie alleen gedoen nie. Dit is koinonia, a shared life. Ons sien jou in sessie 4.